Goeiemôre. Dis Maandag en ek hoop dit gaan met jou goed. Nou gister was Palmsondag, die begin van ons Paasfees. Die grootste en die belangrikste datum op ons geestelike kalender. Nou hierdie week gaan ons 'n bietjie deur die Bybel wandel om te kyk wat het 2000 jaar terug op hierdie spesifieke dag gebeur en mag dit jou gereed kry vir Paasfees. Dit wat vir ons wag op hierdie lang naweek. Nie net 'n tyd om te rus en vakansie te hou nie, maar 'n tyd wat ons herdenk en die fees vier dat Jesus sy lewe vir ons gegee het. Nou vandag, 2000 jaar terug, was Jesus in Jerusalem. En Jesus sê daar Matteus 21 vers 12, hy sê Jesus in die tempel van God ingegaan en almal wat in die tempel verkoop en gekoop het uitgejaag. En die tafel van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi en vir hulle gesê, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word. Maar julle het dit 'n rowerspilonk gemaak. En daarna het hy blindes en krepeles na hom gekom in die tempel en hy het hulle gesond gemaak. Op hierdie dag, 2000 jaar terug, het Jesus vir ons gewys hoe belangrik kerk vir Jesus is. Dis die huis van sy Vader. En ons lees in 'n ander vertaling, hy sê dat hierdie is 'n huis van gebed en die ywer van God se huis, dit het Jesus se lewe verteer. En mag ek en jy, net soos Jesus, besef hoe heilig die huis van God is. En mag ons ook in hierdie week, maar ook in die tyd wat voorlê, wanneer ons in die huis van die Here kom, dit 'n huis van gebed maak en mag ons die Here se naam ook daar verheerlik. Maar nadat Jesus die tempel gereinig het, sê hy daar in vers 18, hy sê, en toe vroeg in die môre, het hy teruggegaan na die stad toe en Jesus het honger gehad. En hy sien 'n vyeboom langs die pad en gaan daarna toe, maar hy het niks daaraan gevind nie, net blare. En hy sê vir hom, laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer 'n vrug kom nie. En onmiddellik het die vyeboom verdroog. Dis hierdie dag, 2000 jaar gelede, wat Jesus die vyeboom vervloek het. En die vyeboom het verdor en nooit weer 'n vrug gedra nie. Nou hoor gou mooi, ek en jy is ook maar soos die vyebome. Die Here verwag van ons dat ons moet vrug dra. En jy ken die vrug van die Gees is al daardie mooi dinge van liefde en vreugde en blydskap, lankmoedigheid, sagmoedigheid. Maar Jesus wil hê dat ek en jy moet ook die vrug dra wat by die bekering pas. Daarom het ons vandag so 'n bietjie twee uitdagings. Die Here se huis is 'n huis van gebed en ons moet dit ook so hanteer. Maar dis ook in hierdie dag wat ons moet besef dat daar is van ons 'n groot verwagting dat ek en jy moet vrug dra. Jesus het 2000 jaar terug vir ons 'n voorbeeld gegee, maar ook vir ons 'n les geleer sodat ek en jy presies kan weet hoe om te lewe. Here, dankie dat U huis 'n huis van gebed is. Maar meer, Here, dankie dat U ons in hierdie dag 2000 jaar terug wou geleer het dat ons moet vrug dra. Vrug wat by die bekering pas. En mag ons vandag waar ook al ons gaan en wat ons ook al doen, die vrug dra wat by ons pas. Dat dit mense daar buite kan aansteek en dat mense kan sien dat ons is waarlik kinders van 'n lewende God. Here, dankie dat U nie weggedeins het nie. Here, dankie dat U die straf op U gevat het, dat U die prys betaal het. Here, dankie vir hierdie week, wat ons onsself net weer kan voorberei vir dit wat op ons wag. Paasvrydag, Goeie Vrydag, Opstandingssondag, en dat ons hele evangelie rondom hierdie naweek staan. Amen.